Jy het nie genade vir ons nie. McKerman het ons gesê ons moet stil bly. Of hulle maak ons dood. So julle het saamgewerk, julle het julle samewerking gegee. Natuurlik het ons gedreig as ons polisie toe gaan, dan gaan hulle ons kom doodmaak. Ja. Daar het hulle hom laat sit en ek was vasgemaak daar so. Ek het daar gesit. En dis is wat hulle ons heen en weer beweeg het. Toe het hulle sy sigarette alles gevat en gerook. En almekaar sê hy vir hulle, gee net vir my 'n trek, gee net vir my 'n trek. Natuurlik vir sy senuwees. Hy het dan rook hulle en gee hulle hom 'n trek, so 'n trek, dan trek hulle, weer dan trek hy. En toe het hulle nie veel gesteer aan sy toestand nie, maar hy het op 'n stadium vir my sleg gelyk, jy weet. Maar die vaspunte sê ons op ons voete, ons kan nie langer so sit nie. En hulle vra toe vir my man of ons vuurwapens het, toe sê hy nee. En toe ontdek hulle die kluis en hulle kry die revolver en goed in die bedkassie. En toe het ons gedink is verby. Toe het ek gedink nou maak hulle hom. Toe is hulle kwaad. Maar toe daar was een goeie een onder die 3 soos ek sê. En hy keer toe. As hy nie by was nie, was ons dood. As hy nie by was nie, was ons beslis dood gewees. Toe keer hy. Die pad HPS toe so verskriklik sleg. Vol slaggate. En hy het so vinnig gery, hy het so onverskillig gery. En is 'n nuwe kar. En hy het gery, hy is deur die slaggat en hy is deur daai slaggat en ek het net gebid. En toe wag hulle nou vir die ander een wat met my man met die oom se wit kar moet kom. En hulle draai terug. En toe is hulle hier by die shanties in met ons. In die lokasie, deur gate, deur modder, deur water. Terug op die teerpad HPS toe. En nie ver nie. Toe ons net kwara, en ons ryk net taier. Het laai vir linker voorband in sy bietjie ingery. Maar nou sit ons nog vasgebind en vas binne-in. En ons het hulle geswaad die hele pad, hulle moet net ons hande losmaak, ons het verskriklik pyn. Ek het net vir die Here gesê, ek gaan nie HPS haal nie. Met my hande, met die pyn, en was dood, het voel net so. Dit was met die drade. Dit was met die draad, met die vasmaak. Waarheen gaan julle nou met ons? Ek het gebid, julle. Van 8 tot 2:30 het ek my hele lewe nog nooit so gebid nie. Want toe besef ons, kyk, ons gaan nou doodgemaak. Wat sê hulle vir julle? Hulle gaan toe sê hulle vir ons moet shut up, or we kill you. En toe het ons net geweet, ons gaan nou lokasie webinar toe, hulle gaan vir ons dood. Jy het musiek gespeel in die kar, wat het julle... Weet jy wat, dit kan ek nou vir julle getuienis van gee, dit is wonderlik dat jy dit vra. Hier is my CD's, ek is baie lief vir Christelike gospelmusiek, baie lief vir gospelmusiek. As jy by my radio, wat ek het nie gesien om uitgehaal nie, ek weet nie wanneer het hulle hom oopgemaak, want hy het hier oopgelee. Wie ons klim in daai kar toe sy uitgaan, glo julle vir my. En hulle sit die radio aan en hulle sit 'n CD in. Ek het sien hulle sit die CD in, want ons moet nou plat lê, onder die seat agter, dat niemand ons sien nie. En hier sit een van my Christelike CD's. Ek het hier so gebid, hulle het my 'n paar keer stil gemaak, so wat ek gebid het. En toe sit een van my, in daai lied wat gespeel het, die presiese woorde, van in die dae van donkerte, die Here is by jou, is die hele lied, het die lied om dit gegaan. Hoor jy, glo julle vir my, daai 3 swartes speel daai Afrikaanse CD, Christelike CD, 2 keer deur, vol volume in die kar. Believe it or believe it. Toe weet ek, die Here is by ons in daai kar. Die Here is by ons in daai